voor baadjie. Ons baadjie begin. Ok mense, ons is op bladsy 201 en ons gaan nou net gou die nuwe stukkie van analitiese meetkunde bysit wat bykom by graad 11. Ok, so in graad 11 het jy gefokus op vergelyking van 'n reguit lyn en op die inklinasiehoek. Nou ek het vanoggend dit mooi met my graad 11s behandel, so ek sal daai twee videoetjies ook nou dadelik post. Wanneer ek dit vir hulle post, sal ek dit vir julle ook post. Maar gaan kyk jy net gou hoe werk inklinasiehoek en hoe werk die 6 verskillende maniere wat mense die vergelyking van 'n reguit lyn kan kry. Nou, 'n sirkel, jy gebruik hom eintlik nog heeltyd, jy noem hom net Pythagoras. X kwadraat plus y kwadraat is r kwadraat is 'n sirkel. Is julle nie excited nie? Ja. Ja, dis boek 2, bladsy 201. Kyk. So kyk gou hierso. Sê nou maar ek teken 'n klein kruisie. Jy skryf nou daar analities. Wat 'n hoofstuk is dit? Hoofstuk 8. Ek dink is 8, maak dit seker. Maar dis in elk geval bladsy 201. Dis 'n sirkel daai. Woep. Mense, julle kan nie nou chat nie, julle moet fokus. My skoolhoof het vir my beloof, julle akademie gaan fokus. Kom. Hierso staan 'n 3, né? Wat is die radius van daai sirkel? 3. As hierso staan -3, wat is die radius van die sirkel? 3. 3. Sy vergelyking is x kwadraat plus y kwadraat is 9r kwadraat. So easy soos dit, nothing fishy. Right nou, net soos wat ons grafieke links en regs skuif, gaan ons nou hierdie sirkel links en regs skuif. So wat is sy middelpunt nou? 0, né? 0. Wat is sy radius? 3. So die general shape is eintlik nou hierdie. X wat niks geskuif het nie, plus y wat niks geskuif het nie, gelyk aan r kwadraat. Daar sy middelpunt, 0. Sy r kan ek actually 'n 3 kwadraat maak. Miskien moet ek net gou dit doen. So. Kom ons skuif nou hierdie spesifieke sirkel, né? 2 op en 3 regs. Let's move it 2 up and 3 to the right. Tell me what the new midpoint will be. Let's move it 2 up and 3 to the right. Ja, so die regs, is dit x of y? X en dit y. Okay. So die nuwe middelpunt gaan wees 3 regs is 3, 2 op is 2. Maar wat raak die radius? Die radius, het die radius verander? Hy kan nie verander nie. Ek skuif net daai middelpunt op en regs. Sirkel bly dieselfde. Nou gaan sy vergelyking wees. X minus 3. Y minus 2 is gelyk aan 3 kwadraat. Nou dit werk 'n klein bietjie anders as gewone grafieke, sien jy? So jy moet jouself vra, wat moet my x wees? 3. Wat moet in my hakkie staan as ek dit gelykstel aan 0? Ek gaan nou vir jou kans gee. X minus 3. Want dan is my x waarde 3. Y minus 2, dan is my y waarde 2. Yes, Jaden eerste. Maar kom sit op jou plekkie voor, want jy kan nie van agter werk nie, kom. So as die sirkel links skryf, so is dit plus 3. Ja,
Ek gaan nou dadelik een links skuif en af. So kom ons skuif 2 af en 3 links. 2 down, 3 to the left. Kyk, Dappie, wil jy probeer? Jaden, jy moet luister terwyl jy loop, né? Ja, ons kyk eers wat 3 links is minus 3. Kykie. Skuif eers die physical point 0, 0. Vat vir 0, 0, move it 3 to the left. Dan sy x-waarde min 3, né? En 2 af. Bram, kan jy net stil sit asseblief? So. Nou gaan ek in die formule in. Nou raak dit x plus 3 kwadraat y plus 2 kwadraat gelyk aan 3 kwadraat. En hierdie ding is ook presies dieselfde as jou afstandsformule, distance formule. Ek gaan hom net gou vir jou neerskryf dat jy dit net onthou. Vrieke. Onthou julle die distance of die lengte van 'n lyn lyk so. x1 minus x2 plus y1 minus y2. Nou as ek daai square, dan is daai mos weg. Dan het ek presies 'n sirkel. D kwadraat is x1 minus x2. Nou daar's x2, né? Wat gebeur as ek hom aftrek? Dan raak hy plus. Daar, y minus 2, raak hy plus. Dan raak hy plus. Nou hierdie shape noem ons middelpunt radius vorm. Okay, nou gaan ek vir julle kans gee om af te skryf. Okay, so nou in die klas gaan ons oefen om van 'n vergelyking af soos hierdie, so vergelyking, gaan ons nou aflees, wat is die middelpunt, wat is die radius, uit hierdie uit. En dan gaan ons met inligting die vergelyking van die sirkel neerskryf. Dis wat ons nou in die klas gaan doen. Okay, kom ons kyk. Dit is hierdie deel. Dis nie huiswerkie, wil jy moet dit nou doen. Wat jy vir my vir huiswerk gaan doen, is voorbeeld 6. Voorbeeld 6. Okay, maar jy moet nou eers hierdie babies doen, dat jy kan weet of jy dit reg verstaan, saam met my. Ek gaan nou die video stop. Afsit en dan kom ek na julle toe. What happened to Monday and Tuesday? We did it previously on Monday and Tuesday, actually. We did Pythagoras.